gaan vandag praat oor hoe word my en jou lewe beheer. En met die vorige Bybelstudie het ons gepraat oor God se soewereiniteit en daar het ons gesien dat dit nie waar is dat alles wat gebeur, die goeie en die slegte dinge, is wat God wil hê moet gebeur in ons lewens nie. Want as ons verkeerde keuses maak, dan gebeur God se wil nie. Julle kan weer gaan kyk na die aantekeninge en dan dra ons die gevolge van ons verkeerde keuses. En ons het ook gesien dat onkunde 'n rol speel en dat die duiwel ook 'n rol speel. En ons gaan vandag sien hoe hierdie dinge alles met mekaar saamwerk en met mekaar te doen het. En ons gaan ook sien wat is my en jou rol as daar probleme kom in ons lewens. En ons gaan sien wat moet ons doen om probleme te voorkom. Nou wil ek gou vir julle vra. Dink julle dat 'n God wat vir elkeen van julle so lief het en net mooi gedagtes vir ons het en wat vir ons bestem het en vir Jesus gestuur het dat ons lewe in oorvloed kan hê, dat hy wil hê ons moet op 'n daaglikse basis sit met 'n klomp probleme in ons lewens? Beslis nie. En weet julle, as die Here van ons iets verwag, dan kom rus hy ons toe om dit ook te bewerkstellig in ons lewe. En dis waarna ons vanoggend gaan kyk. Goed, wat ek en jy moet weet van Satan. God wat gees is, Johannes 4 vers 24 sê, God is gees. Nou God wat gees is, het alle mag en alle krag. Hy skep die aarde, met alles daarop met woorde. Onthou julle, hy het gesê, laat daar lig wees, laat daar bome wees, alles. Met woorde skep hy hulle. Met wat hy spreek, want sy mag en sy krag is in sy woord. Julle kan ook Psalm 138 vers 2 gaan lees, wat sê dat hy het sy woord en sy naam bo alles gestel. Ok? So, hy skep met sy woord. Hy dra dinge oor met sy woord en dan gebeur daar iets. Ok? Hebreërs 1 vers 3 sê, hy hou alle dinge in stand met sy magswoord. Hy het vir Jeremia gesê, ek doen dinge met dit wat jy spreek. Ok? Ek werk met jou woord. Nou goed, toe hy Adam en Eva skape, sê hy vir hulle, onthou, hy doen met sy woord, julle wat liggaamlike mense is, nie gees nie, moet op aarde heers. Dis hoekom ons lees Psalm 115 vers 16, dat God het die hemel vir hom gemaak, maar die aarde het hy vir die mense gemaak. Goed? En so, toe hy dit vir hulle sê, julle moet heers hier op aarde, toe gee hy so sy autoriteit oor aan die mens. Goed? Het julle daai begrip? Maar, toe kom Satan aarde toe. En Satan was 'n gees, want hy was in die hemel. En julle ken die storie, ons gaan nou nie daarop in hoe hy nou hoogmoedig was en soos God wou wees en hy is uitgeskop uit die hemel. Maar hy kom in die vorm van 'n liggaam na die aarde toe. Hoekom? Want hy het geweet, God gee aan 'n liggaam op aarde mag. Ok? Goed. En hy kom in die vorm van 'n liggaam, in die vorm van die liggaam van die slang, en hy kom versoek of hy kom toets vir Adam en Eva. Onthou julle, so terloops die verhaal in Matteus 8 van die Gadareeners wat tussen die grafte gebly het. En op die ou end toe Jesus die duiwels uit hulle uit spreek, toe het die duiwels eintlik voor die tyd gesê, maar laat ons in die vakke ingaan. Want 'n gees werk net in 'n liggaam. Alright? Goed. So Adam en Eva word versoek deur die slang, wat in die gees is in die slang se liggaam. En wat is die versoeking? Hy sê vir Adam en Eva, glo wat God gesê het, want God het vir hulle sy opdragte gegee, en nou gaan hy teen dit wat God gesê het. So wat hy eintlik vir hulle sê, glo wat God gesê het, of glo wat ek gesê het, julle moet nou kies. Gehoorsaam vir God, of gehoorsaam vir my, julle moet nou kies. Onderwerp vir julle nou Adam en Eva aan God, of onderwerp julle aan my, julle moet nou kies. En net daar maak Adam en Eva 'n verkeerde keuse.
En Adam en Eva gee die mense autoriteit, wat God aan hom gegee het, oor aan Satan vir 400 jaar. Hoekom sê ek 400 jaar? Ek weet nie of julle geweet het nie, ek noem het sommer so terloops. Genesis 1 tot Genesis 5 is die eerste 1000 jaar in die bestaan van die wêreld. Ek weet nie of julle dit geweet het nie. Tot en met Noag se geboorte was die eerste 5000 jaar. Van toe af tot en met Abraham se geboorte, met ander woorde van Genesis 6 tot Genesis 11, was die volgende 1000 jaar in die bestaan van die geskiedenis van die wêreld. En van Genesis 12 tot en met Jesus se geboorte was 2000 jaar in die bestaan van die wêreld. Hierdie foefie van die aarde is miljoene is die evolusieleer, dis nie volgens die Bybel nie. Die Bybel sê ons is nou 6000 jaar oud. Van Jesus af tot nou is 2012. Goed, ons lees, baie interessant, baie min van Satan in die Ou Testament. Baie min. Ek het vir julle hierdie skrifte gegee waar daar gesê word of van Satan of van 'n bose gees, en julle kan dit gaan lees in die Ou Testament. Die een in Rigters 9 word nie duidelik gesê van 'n bose gees nie, maar wel in die ou vertaling of in die Engelse vertalings, en julle kan dit daar gaan lees. Goed, kom ons gaan aan op die aantekeninge. Maar toe stuur God vir Jesus aarde toe. En Jesus, wat gees is, wat God is, kom in 'n liggaam as 'n mens. Okay? Maar ons weet hy ook 'n gees as God, en hy kom neem terug al die autoriteit wat oorspronklik aan die mens gegee is. En dis die enigste rede hoekom hy in Matteus 28 vers 18 kon gesê het, aan my is alle mag in die hemel en op die aarde gegee. Okay? So hy kom van dit terug. Dis hoekom die bose geeste wat in mense was, gesê het, jy het gekom voor die tyd om vir ons te kom pynig, want hulle het geweet, daar gaan 'n tyd wees waar die bose geeste nie meer heerskappy op die aarde kan hê nie. Maar hulle het nie vir Jesus so vinnig verwag nie. Okay? So Jesus kom, en hy kom dryf bose geeste uit. Weet julle dat in die Ou Testament, die mense in die Ou Testamentiese tyd het geen mag en autoriteit gehad nie. Niks. God het nie eers met hulle gepraat nie, net deur konings en profete. So, dis hoekom die hele Ou Testament is soos 'n thriller, is soos 'n horrorverhaal. Dit is net moord en doodslag en sonde en allerhande nare goed wat met hulle gebeur het, want hulle moes maar net dinge aanvaar wat in hulle lewens gebeur. Maar Jesus kom en hy, die 3,5 jaar wat hy diensbaar is hier op aarde, kom pas hy net kort hier sy mag en sy autoriteit toe en sy krag toe. En hy maak siekes gesond, en hy kom verkondig die evangelie, en hy kom dryf bose geeste uit, en hy kom wek dooie mense uit. So, dit is hoe hy kom sê, dit is hoe my koninkryk nou werk, okay? Jesus is die hoof, en hy word die hoof toe, met sy kruisiging, oor al die bose magte. Kolossense 2 vers 10 in die Amplified lees ek vir jou, daar staan, He is the head of all rule and authority. Satan is toe nie meer die heerser hier op die aarde nie. Hy het nie meer die mag en die autoriteit nadat Jesus opgestaan het uit die dood uit nie. Want Jesus ontwapen hom. Kolossense 2 vers 15, ek lees weer vir jou die Engels. He disarmed the principalities and the powers. Hy vat al hulle magte, vat hy weg. Okay? Jesus doen dit. Sodat Satan geen autoriteit meer het nie. Ons moet weet, en elkeen van julle moet weet, dat Satan het geen krag of geen mag om oor my en jou te heers, of om ons te forceer om enige iets te doen wat hy wil hê nie. Dis hoekom in Kolossense 1 vers 13 staan, hy het ons weggevat uit die mag van, onder die mag van duisternis. Die mag van duisternis was die mag wat Satan gehad het. En ons geplaas onder die heerskappy van sy seun Jesus Christus. Reg? So, en Satan het geen bonatuurlike krag wat hy op ons mense kan uitoefen nie. En ek en jy het geen rede om hom meer te vrees nie.
1 Johannes 5 vers 18 sê, ek en jy moet weet, dat as ons 'n kind van God is, God vir my en vir jou bewaar. Hoe bewaar hy vir ons? Ons is beseël met die Heilige Gees, Efesiërs 1 vers 13. En die duiwel kry geen houvas op my en op jou nie. Dit moet jy weet. Dit moet jy weet. Al wat ek en jy nou moet weet, is hoe Satan nou nog werk, sodat ek en jy hom kan teëstaan. Ok? Goed, nou hoe werk Satan? Ag, hoe kan ek en jy werk om, hoe moet ons weet, ons autoriteit hier toe te pas? Nadat Jesus weg is, het ek en jy meer autoriteit as wat Adam en Eva gehad het. Want Adam en Eva het net autoriteit op die aarde gehad. Maar Jesus sê vir hulle, Matteus 28 vers 18, aan my is alle mag in die hemel en op aarde gegee. Gaan julle nou en gaan leer die mense en gaan doop hulle en gaan maak disippels. So hy gee ook die mag wat in die hemel is. Dis hoekom ek en jy sleutels het, Matteus 16 vers 19, sleutels om ook oop te sluit en toe te sluit wat in die hemel is. Ok? Oop te sluit dit wat in die hemel is, wat ons wil op die aarde hê, en toe te sluit wat ons op die aarde het, wat ons nie wil hê nie. Ons het daai autoriteit. Maar, interessantheidshalwe, Efesiërs 6 vers 10 tot 17, die hele stuk oor die wapenrusting, begin moet om teer te sê, dat ons moet ons krag by God soek, want ek en jy het nog steeds 'n stryd teen die bose magte. Nou hoe werk dit? Ons weet nou, dat ons hoef nie vir hom bang te wees nie. Hy kan ons nie forceer nie, hy kan ons nie dwing nie, hy kan ons nie oorheers nie, maar daar is nog steeds 'n stryd. Maar ek en jy moet op dieselfde tyd weet, ook al het ons hierdie stryd, dat ek en jy kan hierdie stryd wen. Die Here het ons toegerus. En ek en jy moenie toelaat dat hy in ons lewens kom steel nie. Want in Johannes 10 vers 10 sien ons dat Jesus het gekom, dat ek en jy lewe in oorvloed kan hê, maar Satan die dief het gekom om te kom steel. Ons stryd is egter nie direk teen die bose magte nie. Dis nie soos 'n oorlogssituasie nie. Die duiwel is nie nou nog hierso om ons letterlik te kom versoek nie, of om ongeluk te kom veroorsaak nie. So, dis nie 'n persoonlike stryd meer nie. Maar dis 'n geestelike konflik in ons denke. Daarom, wanneer Efesiërs 6 vers 11 praat van die manier hoe hierdie stryd van die bose magte is, sê hy, die listige aanslag van die duiwel. Né? Hy sê dit so daar, presies so. Die listige aanslag van die duiwel. En ons gaan kyk na die betekenis van listige aanslag van die duiwel. Dan word dit in al die konkordansies beskryf as deception and lies and fears. So die listige aanslag van die duiwel, en dit is die enigste manier hoe hy ons kan bykom, is wanneer ons leuns glo, want Johannes 8 vers 44 sê hy is die vader van die leuen. Vanweer vrese, want 2 Timoteus 1 vers 7 sê, die gees van God wat nou binne in my woon, maak dat ek nie vrese het nie, maak my nie vreesagtig nie. Want die gees van God wat binne in my woon, vir hom het ek en jy niks om voor te vrees nie. So as ek vrees, dan is daar 'n bose werking in my denke. Ek het 'n manier van dink. Ek is bang vir dit, ek is bang vir die ekonomie, ek is bang ek gaan doodgaan, ek is bang ek gaan bankrot speel. Ek glo 'n klomp leuns en dit veroorsaak die vrese. En misleiding, wat is misleiding? Misleiding is verdraaide waarhede. Dis halwe waarhede. Ja, die Here maak siek, maar jy weet. Dan kom ons met ons redenasies. Dit is die listige aanslag. As jy 1 Timoteus 4 vers 1 gaan lees, dan staan daar van dwaalleraars wat vir ons kom met hulle misleidings. Dis verkeerde teachings. Goed, so Satan se manier van oorlogvoering is dit wat in 2 Korintiërs 10 vers 4 tot 6 baie mooi beskryf word,
vestings. Die woordjie strongholds in Engels. En vestings is niks anders, weer as jy hom gaan opsoek in al die verklarings, uit al die concordansies. A stronghold is a mindset. Dit is 'n denkpatroon of 'n denkwyse. Hoe ek dink, hoe ek redeneer, en dan lei dit tot wat ek praat en wat ek begeer en hoe ek voel. En my en jou wapens in 2 Korintiërs 10 vers 4 tot 6, met ander woorde die manier hoe ek nou veg teen hierdie listige aanslae, teen hierdie vestings, is om daai vestings af te breek. Met ander woorde, ek moet vir myself in my kop sê, ek gaan nie meer hierdie leuns glo nie, ek gaan nie meer hierdie vreesgedagtes hê nie, ek gaan nie meer hierdie teachings glo van dwaalleraars wat vir my mislei met die volle waarheid van die woord nie. Ek gaan dit nie meer glo nie, en dan breek ek daai vestings af, en ek moet dit dan vervang met 'n denkpatroon wat volkome volgens die woord is. Dit is so eenvoudig, mense. So eenvoudig. Daarom dat Romeine 12 vers 2 sê, dat ons moet ons denke vernuwe, en nie meer dink soos die wêreld nie. Efesiërs 4 vers 23 sê, dat ons moet nie net as in ons gees vernuwe word nie, maar ook in ons gedagtes. Ons gees en ons gedagtes moet nuut word. Want weet jy, as net jou gees nuut gemaak word, dan het jy 'n paspoort hemel toe, maar jou are hier op aarde is nog steeds in chaos. Want as jy nie dink en redeneer en jou emosies en dinge beheer, alles volgens die woord nie, dan gaan jy sit met chaos in jou lewe. Goed, kom ons gaan aan op die aantekening. Daarom, ek en jy moet dag en nag die woord oordink. Dan kan Satan niks aan ons doen nie. Hoe meer Bybel, hoe minder duiwel. Hoe meer Bybel, hoe minder duiwel. Die geveg is tussen my en jou ore. Nou goed, volgens 1 Petrus 5 vers 8. Satan loop rond soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind. Hier kom die gedagte ook. Hy kan jou nie sommer net verslind nie, want hy het nie meer die mag om dit te doen nie. Hy het nie meer die autoriteit om dit te doen nie. Maar hy loop rond om te kyk wie kan sy prooi wees. Nou hoe dink julle, wie is sy prooi? Die mense wat moet vesting sit. Die mense wat praat teen die woord. Want dit al, hy weet nie wat ons dink nie, maar hy hoor wat ons praat. En hy sien hoe ons lewe. So as ek 'n lewenstyl het, wat vir hom die boodskap oordra, sy ken nie die waarheid nie. Sy sit met 'n klomp vrese, sy glo 'n klomp leuns. Kyk wat doen sy. Hoor hoe praat sy. Sy dink sy's nog 'n sondaar, sy dink sy's nog 'n wurm. Das ons 'n prooi vir hom. Want dan glo ons nie die waarheid nie, en ons is op so 'n manier 'n prooi vir hom. So, kom ek lees weer daar, volgens 1 Petrus 5 vers 8, as Satan na my kyk, en hy sien of hy hoor, dat ek nie die waarheid van God glo nie, in hoe ek praat, en in my lewenswyse nie, dan is ek 'n prooi vir hom. En dis hoe ek dan 'n deur vir hom oopmaak. En in werklikheid, 'n deur vir Jesus toemaak. So, ek laat toe, dat die Satan by my kom steel, en ek laat toe, dat daar nie lewe in oorvloed van Jesus se kant af kom nie. Met die volgende goedes, met doodspreek, julle weet dit almal. Wanneer ek doodspreek, Spreuke 18 vers 21, dood en lewe is in die mag van die tong. Spreuke 3 vers 16 sê, dat hierdie tong het baie mag. So, wat hy hier sê, is dat ek steek my hele lewe aan die brand, asof uit die hel uit, sê hy in Jakobus 3 vers 6. As ons gaan lees Jakobus 3 vers 14 tot 16, dan sal julle sien daar, hy praat van 'n wysheid wat wêrelds is. Hy sê die mense wat daai wysheid gebruik, hulle is aards, dis sinlik en dis duiwels daai wysheid. En dan sê hy, daai mense se lewens getuig van afguns en selfsug. So wanneer hy sien,
ons is nog jaloers op mekaar, ons is as afguns en selfsug, en naaiwer noem hy dit, dan weet hy, hierdie ou pas wysheid wat aards en duiwels en sinnlikes toe. Dan sê hy hier in Efesiërs 4, noem hy verskillende goedes, ek het dit vir julle opgesom, hy noem daar in vers 26, moenie die duiwel 'n vatkans gee nie, en hy praat van, as ek nog leuns vertel, as ek kwaad praat, as ek vuil taal gebruik, as ek nog kwaad word, en kwaad word optree, en vloek en skel. Dit is ook wanneer ek 'n prooi vir hom is. As ek enige onvergifnis het, 2 Korintiërs 2 vers 11. En dan Romeine 16 vers 19 en 20 praat hy van dat mense wat ongehoorsaam is aan die evangelie, want hulle wil meer weet wat is van die slegte goed in die lewe in plaas van die goeie goed in die lewe. Julle kan dit daar gaan lees, dan sê hy daarvan, dat God sal die Satan spoedig onder ons voete vertrap, as ons meer wil weet van die goeie, in plaas van die slegte. En dan in 1 Johannes 5, vers 18 tot 21, en 1 Korintiërs 10 vers 11 tot 14, wat hy praat van, spesifiek vers 13, van die versoekings, het te doen met wanneer ek en jy enige afgod in ons lewe het. Wat is 'n afgod? 'n afgod is iets wat my oë afhaal van God af, ek vertrou nie meer op hom nie, hy is nie meer die begin en die einde van my praat nie, hy is nie meer die begin en die einde van my geloof nie, van dit wat ek glo nie. Met ander woorde, ek het al ander dinge nodig, op wie ek vertrou, wat ek nodig het om my gelukkig te maak, wat ek nodig het om die lewe vir my die moeite weg te maak. En baie keer is dit doodgewone goede soos kos, of drank, of as my rugbyspan het wen, man, dat is my week reg. En die seksuele, of geld, of pille. As jy sê, weet jy, ek kan nie sonder hierdie pille klaarkom nie. Op wie vertrou jy? Van wie is jy afhanklik? As jy net gelukkig is as jy 'n paar doppe in het, wie het jy nodig in jou lewe? So, maak seker dat daar geen afgod in jou lewe is. En dan weet ons uit Job se lewe uit vrese. 2 Timoteus 1 vers 7. Job 3 vers 25 sê, dit wat jy vrees, dit gaan met jou gebeur. Nou goed, wanneer jy hierdie goed as in jou lewe het, en jy's 'n prooi vir Satan, dan kom Satan, onthou, hy loop rond, en hy kyk wie hy kan verslind. Maar dan kom hy, en hy kom toets vir my, of hy kom versoek nou vir my, in my sondige natuur. Wat is my sondige natuur? Dis in my kop. Die manier hoe ek dink, dis hoekom Efesiërs 2 vers 2 en 3 sê, dat daar is die gees van die vors van die onsigbare magte, werk in die mense, wat nog ongehoorsaam is aan God. Ok? En dan kom hy, en hy kom met dieselfde storie as met Adam en Eva. Hy kom sê, wil jy vir my gehoorsaam? Hy plaas 'n leuen in ons koppe, of 'n vreesgedagte, of 'n redenasies teen die woord van God, en ek en jy moet net daar kies. Luister ons wat God vir ons sê in sy woord, of gaan ons nou hierdie leuns, of hierdie vrese, of hierdie denkpatroon wat in stryd is met die woord, gaan ons dit glo. En dan, Romeine 6 vers 16 sê, die een aan wie ons onderwerp, ons is sy slaaf. As Adam en Eva geweet het, en absoluut oortuig was, van wat God gesê het vir hulle, en die erns daarvan besef het, om aan hom gehoorsaam te wees. Het julle mooi gehoor wat ek nou gelees het? Kom ek lees dit weer. As Adam en Eva geweet het, en absoluut oortuig was van wat God gesê het, net so, ek en jy, en die erns daarvan besef het, om te weet, om aan hom gehoorsaam te wees, sou hulle nooit na die slang geluister het nie. Stem julle saam? Hulle sou as vol gedink het, nee, dis nie wat God gesê het nie, Satan, daarom gaan ek nie na jou luister nie. En dis wat ek en jy moet doen. Wanneer ons vreesgedagtes het, wanneer ons leuns glo, wanneer ons enige redenasie nog het, wat nie is volgens die woord nie, dan moet ek en jy vir onsself vra. Dit wat ek dink, hoe ek nou voel, ek kan nie meer nie, ek sien nie kans nie, ek kan nie 'n sukses wees nie, is dit in lyn met wat God in sy woord sê, of is dit nou 'n gedagte wat van Satan afkom?
dan moet jy weet, hierdie is 'n versoeking, hierdie is 'n toets. En jy gaan of die toets dop, of jy gaan hom deurkom. OK? Ons gaan verder aan op die aantekeninge. Nee, en net so, as Job nie vrese gehad het nie, wat is 'n vrees? Is 'n vreesgedagte. In die teenoorgestelde van wat in die woord staan, sou Satan niks aan hom kon doen nie. Daarom dat Satan niks aan Jesus kon gedoen het toe hy hom versoek het nie. Want wat het Jesus elke keer gesê toe Satan hom moet hom versoek het? Daar staan geskrywe. Dis wat ek en jy moet doen. Wanneer 'n vreesgedagte, 'n leengedagte kom, enige gedagte wat teen God is, enige plannetjie wat jy wil maak, enige gevoel wat jou oorheers, wat jou laat dinge doen, wat nie in lyn is met die woord nie, moet jy net sê, daar staan geskrywe. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Ek het God se krag in my. Ek is klaar vergewe. As ek nie die waarheid, en dit is die woord, ken nie, dan en slegs dan sal leuns en vreesgedagtes en redenasies teen die woord van God en hoogmoedige eie planne, ek het nie die Here nodig in my lewe nie, ek dink die beste, ek het dit uit vorige ondervindings geleer, en wêreldse denkpatrone, jy weet al die pelle doen dit, of almal doen dit, negatiewe gedagtes, valshede oor wie God is, en minderwaardige gedagtes oor wie ek en jy in Christus is, sal dan 'n effek in my lewe kan hê, want dan is ek onkundig oor wat God in sy woord sê. Weet julle, vanoggend vroeg toe ek nou weer my aantekeninge deurgaan, toe besef ek, want ek het maar baie keer van hierdie goed geskryf, soos wat ek gelei was deur die Heilige Gees, en toe besef ek, dat hierdie laaste twee goed hier, die valshede oor wie God is, as jy gaan lees in 1 Johannes 5 vers 20, kom ek lees dit gou vir julle, 1 Johannes 5 vers 20, hier staan, en ons weet, dat die Seun van God gekom het, en ons verstand gegee het, om die ware God te ken, en ons is in die ware God, in sy Seun Jesus Christus, en net die vorige stukke sê hy, dat Satan sal geen houvas op ons hê nie, maar, dat Satan is nog steeds die God van hierdie wêreld, met ander woorde, van die wêreldse mense, met ander woorde, alle ongelowige, en die hele wêreldsysteem, is nog onder heerskappy van Satan. OK? Maar ek en jy is anders, ons is nie meer onder die heerskappy van Satan nie. Maar nou sê hy hier, dat ons hoef nie beïnvloed te word daarvoor, as ons vir God ken nie. En heel toevallig het ek hier dit geskrywe, as ek en jy valshede oor wie God is, ons weet nie, hy is Jahweh nie, hy is altyd by ons nie, dis hoekom ons bang raak. Ons weet nie, hy is ons geneesheer nie, dis hoekom ons nie volkome glo in genesing nie. Maar as ek en jy weet wie God is, dan kan Satan niks aan ons doen nie, want ons glo die woord. En dan ook die minderwaardige gedagtes oor wie ek en jy in Christus is. As jy gaan lees in Lukas 22, van vers 24 tot 32, nou in vers 31 en 32, kom Petrus, en van vers 28 het die klop die disippels is by mekaar, en hulle beklei dat onenigheid onder hulle bestaan, oor wie die belangrikste van hulle is. Nou wat is dit? Hulle weet nie wie hulle is in Christus nie. Weet jy, omdat jy weet wie jy in Christus is, weet jy, hoef jy jou nooit te vergelyk met enige ander mens nie. Hoef jy nie te probeer wees soos iemand anders nie. Jy is 'n kind van God. Jy is 'n koningskind van God. Jy is 'n profeet en 'n priester in God se diens. Jy is 'n medewerker in sy diens. OK? Jy is 'n kosbaar in sy oë. En wanneer jy dit nie weet nie, dan bestaan daar onenigheid. Jy weet, ek wil jou koop wat jy het en ek wil beter wees as jy weet. En as gevolg daarvan, in vers 31 van Lukas 22, kom Jesus en hy sê, Simon, Simon, nie meer Petrus nie, want toe sê hy Riet, dis wat Simon beteken. Die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Met daai onenigheid en redenasie oor wie van ons is die belangrikste, het hulle, want Petrus het die geselsie aan die gang geknoop, het hy 'n deur oopgemaak vir Satan. En Satan het daarop aangedring om hom te sif.
Okay? Dit kan natuurlik nie meer by ons gebeur nie, want Satan kan ons nie meer sif nie. Okay? Maar ons gee hom 'n prooi, ons word 'n prooi vir hom as ons nog hierdie tipe van dinge doen. Goed. Let wel, volgens 2 Timoteus 2 vers 25 en 26. Satan kan dit net regkry dat ek in sy vangstrik kom om sy wil te gehoorsaam as ek nie die waarheid ken nie. 2 Timoteus 2, kom ek lees hom gou-gou. 2 Timoteus 2 vers 25 en 26. Met vriendelikheid moet jy teenstanders teregwys. En hy praat hier van mense wat met allerlei strydvrae en redenasies na Timoteus toegekom het. Hulle het geredeneer oor die woord, want hulle het nie die woord geglo nie. En nou kom sê Paulus hier vir Timoteus, dit kan wees dat hulle bekeer en hulle tot kennis van die waarheid bring, dat jy hulle tot kennis van die waarheid bring, dan sal hulle weer tot nugtere insig kom en vry raak uit die vangstrik van die duiwel, waarmee hy hulle gevange gehou het om sy wil te gehoorsaam. Jy sien, dis presies wanneer ons in 'n vangstrik van die duiwel kom. Wanneer ons 'n prooi raak vir hom, wanneer ons kom met allerlei redenasies, omdat ons nie die waarheid ken nie, want hier sê hy, redenasies is omdat hulle die waarheid ken, maar as jy vir hulle dan nou op 'n mooi manier, vriendelik, kom oortuig van die waarheid, dan sal hulle tot ander insigte gebring word, en hulle sal die waarheid ken, en hulle sal nie meer in die vangstrik van die Satan wees nie. Okay? So die skrifte kom sê dit vir ons duidelik. Kom ek noem 'n paar voorbeelde. As ek en jy 'n leuen glo, ek doen nog sonde, die Here is nou kwaad vir my, en die Here straf vir my. Ek het my kar gestamp, of die wasmasjien het gebreek, of my kind het siek geword, of wat ook al, en dis net omdat ek sonde gedoen het. Of my kind sonde gedoen het, dis wat Job gedoen het. Die gevolge van, omdat ek hierdie leuen glo, Satan se wil geskied, en ek raak nou bang vir die Here. Want as ek weet die Here gaan my straf, dan is ek mos bang vir hom. En dat ek hier vrymoedigheid om in 'n intieme verhouding met hom te wees nie. Of ek glo die leuen, my identiteit en my geluk word bepaal deur my finansiële posisie. Die gevolge daarvan is Satan se wil geskied en geld raak vir my 'n afgod. Of ek glo leuen, ek word nie gesond nie want dis nie God se wil nie. Dan die gevolge daarvan is Satan se wil geskied. Ek ly verskriklik van pyne en hierdie siekte en ek sterf jonk. Of ek glo leuen, almal het maar 'n vers in die lewe, dis maar okay. My maat stel my in elk geval te leer en hy of sy voldoen nie aan die vereistes wat ek gestel het in die huwelik nie. So Satan se wil geskied, die huwelik verbrokkel, die familie is stikkend en die kinders uit die huis uit is onseker. So, my en jou verantwoordelikheid is dus, besef dat hoe jy dink, besef dat wat jy glo, en besef dat wat jy praat, jou hele lewe bepaal. Spreuke 4 vers 23. Daarom, maak seker, dat jy in die eerste plek onwrikbaar die woord glo. In die tweede plek, beheer neem oor jou denke en jou emosies. As jy dinge dink, wat nie is volgens die woord nie, of as jy beheer word deur jou emosies, mense, en ek is jammer om vir die mense te sê wat melankolies is, julle sit met 'n probleem, want baie keer beheer julle emosies julle. En julle emosies veroorsaak geweldige probleme. Jy kan beheer kry oor jou emosies as jy in die oggend opstaan en jy's in 'n gat van depressie. Begin jy dink hoe wonderlik die skoonlappertjies is, hoe wonderlik die Here is, hoe wonderlik dit is om te lewe. En na 10 minute wat jy in die woord gesit het en jouself opgebou het met die woord of in gebed of wat ook al, of wel 'n vriendin wat jy weet wat jou kan bemoedig, gaan jy uit jou gat van depressie uit wees. Dis om die regte keuse te maak. Of jy gaan sê, jy weet ek kan nou nie help dat ek so voel nie. Dis 'n leuen uit die hel uit. Dis om vir jou in 'n vangstrik van die duiwel te sit. En in die derde plek, jy en ek moet 'n wag hou voor ons mond.
Jy kan nie alles sê wat jy dink nie, of alles hoe jy voel nie. Jy voeder hoeveel verhoudings op, ons gaan net nog daarby kom, by ons praktiese toepassing. Romeine 8, ekskuus, wag voor jou mond, en moenie toelaat, dat wat jy glo, en wat jy dink, en wat jy praat, bepaal word deur wêreldse mense, jou vriende, die mense by jou werk, wat nie die waarheid ken nie, en dat jy soos hulle gaan begin praat, en dink nie, of die media, die koerante, die televisie, of enige invloede van hierdie sondige wêreld, wat nog beheer word deur die God van hierdie wêreld. Dit sien ons in die volgende skrif, die volgende gedeelte. Romeine 8 vers 6 sê, wie wat carnally minded is, gaan net die dood ervaar in jou lewe. Maar die wat besig gehou word deur die Gees van God, hulle gaan lewe en vrede hê. Onthou, Satan is die God van hierdie wêreld. Efesiërs 2 vers 2 en 1 Johannes 5 vers 19 sê, die hele sondige wêreld is in die mag van die duiwel. Maar ek en jy is nie meer deel van hierdie sondige wêreld nie. Ons is nou onder heerskappy van die Seun van Jesus Christus, Kolossense 1 vers 13. Okay? Ons is weggeruk uit die sondige wêreld uit. Ek gee 'n voorbeeld hier. As ek en jy meer weet van die woord, as van wêreldse dinge, soos seksuele avonture, of soos generiese siektes, of oorerflike siektes, of al sulke goeders, of die swak ekonomie, dan sal ek en jy meer die woord bedink in plaas van daai goeders. Onthou, 'n mens kan net versoek word met wat jy dink. Dan sal ek en jy die woord bedink, ons sal die woord glo, en ons sal daarvolgens praat. Dit wat Romeine 16 vers 19 en 20 sê. Hy sê daar, almal het gehoor van julle gehoorsaamheid aan die evangelie. En Paulus sê, ek is baie bly oor julle, want julle wil alles weet van die goeie, en julle wil niks weet van die slegte nie. En dis ook wat presies hierso staan in 3 Johannes. Kyk hierso, 3 Johannes vers 2, hierso staan, skryf Johannes vir Gaius. Hy sê, ek hoop dat jy gesond is, en dat dit in alle opsigte met jou goed gaan, soos wat dit geestelik met jou gaan. Ek is baie bly, toe hier medegelowiges kom, en van jou trou aan die waarheid vertel, hoe jy in die waarheid lewe. Niks verskaf my groter vreugde nie, as om te hoor dat my kinders in die waarheid lewe. Wat is die waarheid? Dis die woord. Hoe kan dit met jou goed gaan in alle opsigte in jou lewe? Wanneer jy bly by die waarheid. Wanneer jy alles weet wat in die woord staan, wat die waarheid is. Dis wat jy glo, dis wat jy bedink, dis wat jy praat. Ok? Dis regtig so eenvoudig soos wat dit is. Ons geestelike oorlogvoering is dan wat? Ons het gesien vir jou persoonlik is dit om vestings af te breek. In die publiek en teenoor in die lewe is dit om die woord van God te preek, sodat mense dit kan glo en bedink. Ons sien dit in daai skrifte, Romeine 12 vers 2, 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5, en Efesiërs 6 vers 16 en 17 wat sê, dat ons het die swaard van die Gees, en dit is die woord van God. Ok? Dit is ons wapenrusting. Die volle wapenrusting eindig hy af met die swaard van die Gees, die geesgeopenbaarde woord wat ek en jy gebruik. God wil hê ons moet die woord glo, Satan wil nie hê jy moet die woord glo nie. Dis hoekom hy 2 Korintiërs 4 vers 3 en 4 sê, hy is die God van hierdie wêreld wat die lig van die evangelie bedek met 'n sluier, sodat ons wat kinders is, verblind bly en nie die waarheid sal glo nie. Onthou, die oorlog is in jou denke. So hoe neem ek en jy autoriteit? Ons moet weet, ons het God se goddelike krag in ons. Efesiërs 1 vers 19 en 20, 2 Petrus 1 vers 2, Filippense 4 vers 13, al daai verse sê, jy moet weet, hoor mooi, jy het
al die goddelike krag wat jy nodig het om hier op die aarde te heers oor Satan, het ek en jy. En nou het ons daai krag. Lukas 9 vers 1 sê, ons het die mag om alle duiwels uit te dryf. Lukas 10 vers 19 sê, aan ons is die mag gegee om op slange en skorpioene te trap en om die vyand te oorwin sonder dat hy ons enige leed aandoen. Want ek en jy, dit help nie ons het krag nie, ons het ook nou die autoriteit om daai krag toe te pas. Dis wat 'n mens noem mag. OK? Nou is dit my verantwoordelikheid om Satan teë te staan, anders gaan hy nie vlug nie. As ons nie autoriteit toepas nie, kan God se krag nie deur ons vloei nie. Ons kan nie die Here vra om Satan uit ons lewens weg te vat nie. En hy gaan nie weggaan as ek net daaroor bid en sê, Here, wil jy asseblief vir Satan wegvan nie. Ek en jy moet die duiwel teëstaan, Jakobus 4 vers 7, en hy sal van my af wegvlug. Teëstaan beteken actively fight against. Wat se onkunde het mense hieroor? As mense probleme het, siekte, finansiëel, huwelik ensovoorts, dan smeek ons vir God om ons omstandighede te verander, of ons van die duiwel te verlos, of ons gesond te maak, of ons huwelik te red, of ons finansies te verbeter. Dan is ons soos 'n klomp bedelaars. God vat nie siektes weg nie. Hy maak ons nie finansiëel voorspoedig nie. Nou trek julle oë. Red die huwelik nie, of hy sal nie die duiwel teen nie. Ons moet as heersers optree. Jesus het reeds vir Satan oorwin. Die stryd is nie meer tussen Satan en God nie, maar die stryd is tussen Satan en my. Tussen Satan en jou. En ek en jy is reeds toegerus om hom te oorwin. En Jesus het alles reeds volbring om oorwinning te behaal aan die kruis op Golgotha. 1 Petrus 2 vers 24 sien ons, hy het reeds alle siektes op hom geneem. 2 Korintiërs 9 vers 8 sien ons, dat hy het arm geword, sodat ons kan ryk wees. Romeine 8 vers 37 sê, ons is meer as oorwinnaars. Baie Christene weet dit nie, en dis onkunde. Dat volgens 1 Korintiërs 1 vers 18 sê, die boodskap van die kruis is onsin vir die wat nie glo nie, wat nie gelowiges is nie. Maar vir ons wat glo, is dit die krag van God. Vir ons wat gered is dit die krag van God. Baie Christene glo nog, en hulle dink nog, om siek te wees is normaal, en hulle kan niks daaraan doen nie. Ons Christene moet weet, dat die dief ons gesondheid wil kom steel, ons finansies en ons huwelike wil kom steel, en ons moet hom teëstaan, sodat hy kan vlug. Ons moet autoriteit neem met die woord wat ons glo en wat ons spreek, soos wat Jesus gedoen het toe hy op die aarde was. Dis hoekom Johannes 6 vers 63 sê, wat ek vir julle gesê het, kom van die Gees en gee lewe. Dit beteken, sy woord is effektief in die geesriem, want ons spreek dit in die geesriem en so skep ons in die geesriem. Dis kragtig en dit gee resultate, dis wat die lewe deeltjie beteken. Daarom, wat moet ek en jy doen? Ons moet ons probleme aanspreek. Ons moet vir die berg sê, val in die see, Markus 11. Sonder om te twyfel, dat dit reeds gebeur het, of ons moet dinge in die lewe roep wat nie bestaan nie, asof dit bestaan, met ander woorde soos jou gesondheid, soos 'n suksesvolle besigheid. Romeine 4 vers 17, alles met die autoriteit van die naam van Jesus Christus. As iemand nou nog 'n bose gees het, en ons kan net 'n bose gees hê, as ons nie die Heilige Gees in ons het nie, dan spreek jy die bose gees aan. Maar eintlik het ons nie meer nodig om met duiwels te praat nie. Ons praat met die probleem. OK? Wat veroorsaak word, omdat ons verkeerde keuses gemaak het en 'n prooi geword het vir Satan. OK. Die praktiese toepassing. En dis eintlik, alles was nou inleiding. Ons kom nou by die Bybelstudie uit. Wanneer jou geliefdes nie gered is nie, wat doen jy? Dis 'n probleem vir my en vir jou. Hoe? Gaan jy vir die Here vra, ag Here, wil jy asseblief my kinders tot bekering bring? Gaan nie help nie. Hoekom nie? Want 1 Petrus 1 vers 23 sê, ons word wedergebore deur die onverganklike woord van God. So jou kinders
of jou man wat ongered is, of jou vriendin wat ongered is, of jou kollegas wat ongered is, moet die woord van God hoor. Want hulle kan net wedergebore word deur die woord. So, jy moet vir hulle die woord gee. Nou kan jy 'n gebed bid, dat hulle verstand nie meer verblind sal word, wanneer jy vir hulle iets oor die woord sê nie. Wat sodat hulle die woord kan glo, of jy kan bid, Here, stuur 'n engel oor hulle pad, of stuur iemand oor hulle pad, as jy dink jou kind gaan nie vir jou luister nie. En op so 'n manier kan die woord aan hom verkondig word. 2 Korintiërs 4, weer eens, die God van hierdie wêreld wil ons verblind, sodat ons nie die waarheid kan verstaan nie. En ons kan net tot wedergeboorte kom, wanneer ons die waarheid ken. As die Here vir jou sê, spreek vir Satan aan, wat hierdie persoon blind hou, ja, dan spreek jy die Satan aan. Maar verder, die manier, hoe ek en jy hier autoriteit neem, is autoriteit met die woord. Jy verkondig die woord, jy vertel vir hom hoe lief die Here is, of soos die Here jou lei. Tweede ene, ek en jy sukkel, om meer en meer soos Jesus te wees, asof ons nie meer kan heiligheid hê in ons lewens nie. Ons hou net aan om sonde te doen, daar's nie genoeg geestelike groei in ons lewens nie, en ons hou nie daarvan nie, dit is vir ons 'n probleem. Nou Galasiërs 5 vers 16 sê, ek en jy moet beheer word deur die Heilige Gees, want dan sal ons nie meer swig voor die sondige natuur wat ons beheer en vir ons wil laat sondes doen nie. En 2 Petrus 1 vers 3 tot 9 sê, ons het sy goddelike krag om deel te kry aan die goddelike natuur. Ek som dit nou vir julle baie kort op, want dit is 'n lang stuk daai. Dan vers 9 sê, deel te kry aan die goddelike natuur, en dan noem hy al die eienskappe van die goddelike natuur. En dis mos waar ek en jy wil uitkom. Ons wil die goddelike natuur uitlewe. Stem julle saam? Dis mos heiligheid. Nou noem hy al die eienskappe daar. Nou sê hy hier in vers 9, iemand wat hierdie dinge nie sy eie maak nie, is nog blind, is kortsigtig, en het vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig het. Jy sien, hier is die probleem. Ons vergeet dat ons is vrygespreek. Ons dink ons is nog swak. Ek kan nie my sondes laat staan nie. Ek kan nie oorwinning hê oor my swakhede nie. Ek is mos maar nog net 'n ou wurmpie of 'n ou sondaar. Dit is presies ook wat in 2 Korintiërs 3 vers 18 staan. En dit was daai Bybelstudie van kyk in die spieël van die woord. Wat gesê basies, ek som op. Ek en jy het nog 'n sluier. Ons sien onsself as sondaars. En ons sien nie onsself as ons die woord lees, dat ons wel verander is as reeds na die beeld van Jesus nie. Ons vergeet ons is soos hy, 1 Johannes 4 vers 17, en dan kan ons nie verander na ons sy beeld nie, want ons is soos wat Spreuke 27 vers 19 sê, soos jy jou eie gesig sien, as jy in die water kyk, so sien jy jouself in wat jy dink. So wanneer ons na onsself kyk, in hoe ons lewe, dan sien ons, ag nee wat, jy's hopeloos. En dan dink ons so oor onsself. In plaas van, dat ons weet, ons is reeds verander, om soos die beeld van Jesus Christus te wees. Dan kan ons verander. Wat is die probleem hier? Ons ken nie die waarheid, dat ons volkome van ons sondes vrygespreek is. Dat ons nou net soos Jesus is, met al die krag van die Heilige Gees, kan oorwinning kry oor ons vlees nie, sodat ons sy heerlikheid kan uitstraal nie. Onthou, Filippense 1 vers 6 sê, dat God het al klaar 'n goeie werk in jou begin, en hy gaan dit eintyd volvoer. Ok? En ek wil net hierdie stukkie nou afsluit, en ons eerste gedeelte afsluit, met Romeine 6 vers 22. Ek het hom nie gesit nie, want ek het hom vanoggend eers, het die Here hom net weer vir my herinner aan hom, kom ek lees hom hierso. Dit gaan oor ek en jy wat moet heilig word, hoor hierso wat sê hy. Maar nou, julle is vrygemaak van die sonde, en in diens van God gestel, en die vrug daarvan, is dat julle meer geheilig word. So, hoe word ek en jy meer geheilig? Ons moet onthou, ons is klaar vrygespreek van die sonde. Ons is nie meer sondaars nie.
Moenie jouself sien as 'n swakkeling, as 'n een wat al ewig val voor die sonde, wat nie kan in oorwinning leef nie. Sien jou as iemand wat 'n nuut gesvormde, geskape kind van God is, na die beeld van Christus klaar verander is, al sy goddelike krag het om oorwinning te hê oor jou sondige natuur, en jy gaan meer en meer geheilig word as gevolg daarvan. OK? Ons gaan aan na die teetyd.